Okay, so ons het gepraat oor die feit dat ons woorde of sinne moet kan omskakel in algebraiese uitdrukkings. As jy nog nie dit neergeskryf het of weet nie, pause eers die video, skryf alles neer. Ons het so 'n bietjie gekyk na maal en deel en al die woorde wat geassosieer word met maal en deel. So as jy dit weer kyk, onthou maar net pause die video, skryf dit weer neer, maak seker jou notas is volledig. Op die volgende bladsy gaan ons wel aan met plus en met minus. En hier is ons nog besig om neer te skryf. Al die woorde wat ons assosieer met minus, sowel as met plus. So ons is by die laaste enetjie waar ons plus, ons gebruik gewoonlik die som van, of vermeerder, meer as. Plus ken ons nou al van graad, ek weet nie wat af nie. Ons kan optel, as ons sê in totaal, altesaam, groter, of net eenvoudig en. Ja. Is daar wat? Voeg by kan definitief ook werk. Ons sit hom sommer by. Ek like dit. Is daar nog 'n voorstel vir 'n woord of 'n term, enigiets wat julle dink ons kan byvoeg? Voeg by. Ja, ek het dit nou, man, dis nou so net 'n herrangskikking daarvan. Het ons al blou gebruik? Al soort van. Okay. Dis alright. Okay, so hier het ons nou minus en ons het plus. So dis die woorde wat ons assosieer met die onderskeie bewerking. So as ons nou kyk op bladsy 101 in julle handboek, dit is my belangrik dat julle wel dit daar oopmaak, dan is daar 'n baie belangrike tabel. En op ons afbakening het ons dit ook gesê, ons moet hierdie tabel met julle deurgaan ter voorbereiding van oefening 6.3. So die uitdrukkings wat jy daar sal sien is byvoorbeeld die som van 'n sekere getal en 3. Nou, jy kan net verwys na die tabel, wanneer jy die video kyk. Die som van 'n sekere getal en 3. As ons dit in woorde moes omskakel, sou ons sê die sekere getal is die onbekende, dit is x. En die som beteken plus, hoeveel plus ons plus 3. Oulik, nee? Ek dink so. Wat? Het julle dit laas jaar gedoen? Ek is bly, so, want dat jy dit sê, want dan behoort dit bekend te voel en maklik te voel. So ek vir jou sê, 'n sekere getal vermeerder met 5, vermeerder laat ons beslis dink aan plus. 2 meer as 'n sekere getal. Korrek. Die verskil van 'n sekere getal en x beteken ons gaan ons dan nou minus. As hulle vir jou sê, dis 'n uitstekende vraag, veral met minus. So met maal en met plus maak dit nie saak wat kom eerste nie, maar met minus en deel maak dit saak wat kom eerste. Die een wat eerste geskryf word, maar dis ook nie altyd so nie. Ek gaan nou weggaan. Ek gaan nou weggaan, hoor vir my. Ek gaan nou nog voorbeelde vir julle gee, ek praat ons weer daaroor. So hier het ons nou daar staan eerste die verskil van 'n sekere getal en 6. Okay? Maar nou by die volgende een ook, 'n sekere getal verminder met 8. 'n sekere getal word eerste genoem en jy verminder dit met 8. Nie noodwendig nie, want nou gaan ek vir jou sterretjie hierso maak. En ek gaan die woorde neerskryf. 9 minder as 'n sekere getal. En dis waar dinge nou begin moeilik raak, want 9 word nou eerste genoem, maar ek gaan nie nou vir 9 eerste skryf nie, want dis 9 minder as 'n sekere getal. X minus 9. Like so. Ja. Nie noodwendig nie. Want wat as ek sê x minder as 9? Dan gaan ek eers 9 skryf en dan x. Ja. So dit maak definitief die woorde in die volgorde en die
die soort woorde wat ons gebruik, maak definitief 'n verskil. Okay, watter een kan ek jou mee help? Okay. Noem vir my, geef vir my die antwoord van 9 minder as 20. Ek stem saam met jou, Liam. Hoe het jy daarby uitgekom in jou kop? Jy het gesê 20 minus 9, jy verstaan? Mooi, so jy gee vir my die regte antwoord, want as ek net syfers gebruik, dan is dit asof jou brein registreer wat jy moet doen. 9 minder as 20 is 11, want jy het begin by die 20 en toe die 9 afgetrek. Hierdie is nou 9 minder as 'n sekere getal. Jy begin met daai getal en dan minus jy 9. Is jy seker? Okay, jy kan weer daarna gaan kyk as jy wil. Ons gaan aan. Die produk van 'n sekere getal en 7, nou hierdie ek herhaal, jy kan dit op 2 verskillende maniere skryf. Daar's 'n baie spesifieke eienskap van heelgetalle wat ons hier gebruik, wat hierdie stelling regverdig. Wat is daardie eienskap se naam? Jy kry die assosiatiewe wet, jy kry die distributiewe wet, kommunisties, ja, die kommutatiewe eienskap van heelgetalle en julle, vir een of ander rede is daar 'n aanhoudende Okay. Die kommutatiewe eienskap is 'n eienskap van heelgetalle wat geld vir plus en maal. Okay? Jy mag dit gebruik wanneer jy syfers plus of wanneer jy syfers maal of veranderlikes of uitdrukkings. Dit gaan daaroor dat of ek nou sê 7 plus 5 en of ek nou sê 5 plus 7, die antwoord is dieselfde. Soortgelyk, 7 maal 5 is gelyk aan 5 maal 7. Ek gee nie om in watter volgorde jy dit neerskryf as dit maal en plus is nie, maar vir deel en vir minus kan ons nie sê dit is waar nie. Hoekom nie? Want 3, nee, kom ons gebruik 'n voorbeeld. 15 gedeel deur 3 en 3 gedeel deur 15 is nie dieselfde nie. Die volgorde waarin ons dit skryf, maak saak. Alright, nou gaan dit klein bietjie moeiliker raak. Vier meer as 3 keer 'n sekere getal. As ek vir jou sê 4 meer, dan moet ek 4 by plus. Waarby moet ek dit plus? 3 keer 'n sekere getal. Vier meer as 3 keer. Nee, dis wat daar staan. 4 meer as 3 keer 'n sekere getal beteken ek moet 4 bytel by wat? 3 keer. So meer beteken jy plus, maar keer beteken jy maal. Kan julle die verskil raak sien? 4 meer as 3 keer 'n sekere getal. Die finale uitdrukking sal dan wees 3x plus 4 of 4 plus 3x. Right. Vier meer, onthou jy ons het hier gepraat oor sekere woorde. Meer as is 'n plusbewerking. Maar keer meer of keer 2 keer, 3 keer is 'n maalbewerking. Meer is 'n plusbewerking, keer is 'n maalbewerking. Dis hoekom ek daai lang lys goed vir jou neergeskryf het, dat jy lekker kan gaan sit en memoriseer. 4 meer beteken is 'n plus.
3 keer 'n sekere getal is maal 3, dis x maal 3. Die sekere getal is die onbekende, jy maak hom maar x. Twee punte ongeveer. Nou huiswerk, jy gaan asseblief vir my doen. Oefening 6.3. Ek gaan nou vir die nommers gee.